Goeiemôre geliefdes, vanmôre is dit vir my 'n voorreg om u te bedien met die woord van die Here. Kom ons bid saam. Baie dankie ons Hemelse Vader, Here vir hierdie wonderlike voorreg wat ons het om u naam aan te roep. Wat u opnuut vanmôre Here, u Gees, Here oor my uitstort. Raak my tong en lippe aan met die kool van die altaar en selfs elke hoorder. Here, help ons, Here, om ingeskakeld te wees op die frekwensie van die Heilige Gees. Ek bid en bly dit met vele danksegging. Amen. Kom ons lees saam uit Efesiërs hoofstuk 6. Ek lees vir u die 4de versie. Vaders, moenie julle kinders so behandel dat hulle opstandig word nie, maar maak hulle groot met tug en vermaning soos die Here dit wil. Nou ek wil vanmôre in besonder, omdat dit ons nader Vadersdag, wil ek vanmôre met die vaders praat. Jy sien, ek en u moet leer uit die Bybelfigure wat ons het, wat regtig impak kan maak op ek en u se persoonlikheid. Maar ek wil eerstens u voorstel aan Jakob. Jakob het te midde van dit wat hy en sy ma Rebekka gedoen het, wat gebore is uit 'n korrupte verhouding, het hy in sy vlugtog na sy oom Laban, het sy oë werklik oopgegaan en hy het heel manmoedig teruggekeer om vrede te kom maak met sy broer. Nou, ons as vaders moet daaruit leer dat ons moet nie bang wees om ons verlede te besoek en te gaan kyk en gaan ontleed wat ons verkeerd gedoen het in die verlede nie. Ja, soms maak 'n mens die fout dat jy in jou verhouding met jou kinders jou verlede wil ophaal. Daar waar jy gefaal het, wil jy hulle moet suksesvol wees. En ons as vaders, jy het 'n plig teenoor jouself om soms jouself af te vra, hoe was my gedrag toe ek kind was? Hoe was ek behandel deur die mense rondom jou? Tweede persoon wat ek kan nie voorstel is Josef. Josef se ontberings kan ons leer dat daar's nie baie in die agtergrond rondom sy tydjie in die put nie. Maar ons weet hy was in die put gegooi. En baie keer kan ons as vaders, ons kan ons vereenselwig meer dat ons in donkerte gehul word deur baie dinge. Maar gelukkig, in die vergadering staan Ruben op en hy sê nee, dit is vlees van ons vlees en bloed van ons bloed. Kom ons trek hom op. En ek en ek kan getuig, baie keer in ek en se lewe as kinders, was daar ook mense wat bereid was om op te staan namens ons. Nie baie mense nie, net een wat gesê het nee, dit wat ons doen is nie reg, kom ons doen dit. Jy weet, en in sy ontberings kan 'n mens sien dat Josef het nie kwade gevoelens gehou teen sy broers toe hulle later kom om voedsel te kom haal nie. Hy het liewer gehuil en verneem dat sy jonger broer. Ja, hy sien die gees van vergewensgesindheid moet ons gebruik as vaders, want ons kan ook vanmôre by Job iets leer. Job het altyd namens sy kinders na die partytjies het hy 'n offer gaan bring, want hy het gesê, miskien het my kinders gesondig teen God, en laat ek so lank 'n voorbrand doen, om 'n offer namens hulle gaan doen. Ja, ook Jesus se vader was te midde van die plan om te skei, stilletjies was hy oop, sodat die Here hom in 'n droom kon besoek. En hy het zijn plan verander. Ons moet ook bereid wees om in ons verhouding met God toe te laat dat God ons deur drome kan besoek, om die uitkoms van wat ons ook kan doen, ons planne, te kan verander. Ek wil afsluit met u op grond van Job se lewe. Job 42 vers 12 is baie duidelik. Die Here het die laaste deel van Job se lewe voorspoediger gemaak as die eerste. En dit is die ideale manier waarop ek en u as vaders ons verantwoordelikheid wil uitdra, dat ons ook in lyn met Job gaan staan nie. Ja, ons moet ook baie dinge aanvaar wat gedoen moet word, want
Sterkte lê nie noodwendig in die beeld van spiere en 'n harde stem nie, maar soms in stilte. Wees stil en weet dat ek is God. Ja, as vader moet 'n mens dissipline handhaaf, maar dissipline is nie noodwendig die slaan van 'n lat of tugtiging wat buitensporig is nie. Ek en jy moet eerlik wees, die verantwoordelikheid van 'n vader noop ek en u om by ons hemelse Vader te begin. En ek weet, baie mense verstaan nie die realiteit van 'n vader wees nie, want menige nagte skrik jy wakker, dan slaap almal baie lekker, maar dan is dit jou plig om te gaan kyk, uit by die deur of uit by die venster, wat regtig rondom jou huis aan die gang is. Soms kom jy by die huis aan, die musiek is kliphard, en dinge is in warboel, soos kinders maar is. Dit is jou plig as vader, om die realiteit in die oë te kyk, om soms deur 'n nag met 'n siek kind te sukkel, terwyl ander slaap. Mag die Here vir ek en u help, om te weet dat die verantwoordelikheid, wat ek en u se skouers rus as vaders, is iets wat ons noop, om op ons knie te bly, en te weet, dat ons verhouding met ons hemelse Vader, as motivering te gebruik, in die dag, en elke dag, van ons lewe, terwyl ons op ons bors kan slaan, dat ons kan dit nie doen, tensy die gees van die Here nie op ons rus nie. Amen. Kom ons bid saam. Baie dankie ons hemelse Vader, Here, vir die wonderlike voorreg, wat ons vanmôre het, om as vaders, weer die soeklig op ons lewe te laat val, en te kyk, aan die manier hoe ons kinders behandel. Bid en bly dit met vele danksegging. Amen.